Goeienaand en baie welkom. Dit is die 24ste Junie en ek hoop regtig dat het met almal baie goed gaan. Ons is besig met ons reeks uit die Rigters uit en vanaand dan die laaste ene vir hierdie kwartaal en dan gaan ons volgende kwartaal verder. En vanaand is dan Rigters 9 oor Abimelek, maar kom ons bid net saam. Here, dankie vir u lig en u leiding. Dankie vir u woord. Dankie o Here dat ons deur u woord u mag leer ken. En ons gebed is, Here, dat u ook vanaand weer vir Abimelek mag gebruik om ons ook net weer aan te spreek en ons te wys en ons te trek na u toe. En ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou goed, as ons deur die boek Rigters stap en Abimelek is nou as weer heel wat geskryf oor hom is, nog ons 'n lang gedeelte, ons sal dit nou nie kan saamlees nie, maar lees dit gerus. Nee, want as ons deur die boek Rigters stap, dan ontmoet ons verskillende redders wat die Here gebruik om sy volk te verlos. Nee, ons vir Eet en vir Samgar en Deborah, Gideon, ons het na hulle gekyk. En dit is duidelik dat nie een van hulle is volmaakte mense nie, maar op verskillende maniere gebruik die Here hulle om Israel uit die hand van hulle vyande te red. En dan kom ons by Abimelek. En Abimelek is anders. Hy is nie 'n rigter soos die ander nie. Ons lees nie dat die Here hom roep nie. Ons lees nie dat die Here vir Abimelek stuur met een of ander openbaring nie. Ons lees nie van die gees van die Here wat oor hom kom nie. Inteendeel. Abimelek is eintlik iets van 'n waarskuwing. Hy is 'n voorbeeld van wat gebeur wanneer mense mag gryp sonder roeping, wanneer iemand 'n koning sonder geregtigheid wil wees, wanneer mense 'n leier kies wat hulle dink hulle sal pas. Nou die verhaal van Abimelek begin direk na Gideon se dood. Nee, van die ander rigters is daar 'n bietjie tyd wat verloop, maar Gideon, of die Bybel noem hom ook Jeribaal, het Israel verlos uit die hand van Midian. Maar aan die einde van sy lewe was daar 'n geestelike verval. Hy het 'n goue efod gemaak en dit het vir Israel 'n struik geword. Hy het vroue gehad en baie vroue gehad en 70 seuns. En dan was daar ook 'n seun wat hy gehad het by 'n byvrou in Sichem met die naam van Abimelek. So Abimelek, een van Gideon se seuns. En sy naam is eintlik veelzeggend, nee, want Abimelek beteken iets soos my vader is koning. En dis ironies, want Gideon het juist vroeër gesê dat hy wil nie oor die volk heers nie, my seun sal nie oor julle heers nie, die Here sal oor julle heers. Maar as jy sy huis en sy nageslag wat dan 'n bietjie 'n ander storie vertel, so die verlange om 'n koning te hê is reeds daar. En Abimelek, hy gaan na Sichem toe, na sy ma se familie, en dan sê hy vir hulle, wat is vir julle beter, nee, dat 70 manne, al die seuns van Jeribaal, al die seuns van Gideon oor julle heers, of dat net een man oor julle heers? En dan sê hy vir hulle, onthou, ek is soos julle, nee, ek is julle been en julle vlees. En dit is eintlik slim politiek, hy praat nie oor God se wil nie, hy vra nie wat is reg nie, hy beroep hom op familie, identiteit, en eintlik maar eie belang. Hy sê basies, ek is een van julle, kies my, dit sal tot julle voordeel wees. En die mense van Sichem luister, hulle harte neig na Abimelek, want hulle sê, hy is ons broer. Nee, hier sien ons iets van die menslike hart, ons wil graag 'n leier hê wat ons kan kies, nee, wat ons groep sal bevoordeel, wat vir ons veiligheid en vooruitgang sal beloof. Maar die vraag word baie selde gevra, is die persoon regverdig en is hy deur God geroep en is hy 'n man van waarheid? Die mense van Sichem gee vir Abimelek silwer, 70 silwerstukke uit die huis van Baal-Berit. Nee, nou Baal-Berit beteken Baal van die verbond. Nee, so hulle meng so 'n bietjie die dinge, of heer van die verbond. En dit was 'n afgod wat in Sichem vereer is. So daar iets van hierdie hartseer ironie wat duidelik word. Nee, Israel is veronderstel om in 'n verbond met die Here te lewe, maar hulle finansier Abimelek se opstand met die geld uit die tempel van 'n afgod. Hulle soek 'n koning met afgodsgeld. Hulle bou 'n leierskap op 'n fondament van geestelike ontrou. En dis met daardie geld wat Abimelek dan sommer klomp, die Bybel beskryf dit as waardelose, roekelose manne om hom te volg. En dan gaan hy na sy pa se huis in Ofra toe en hy gaan vermoor sy broers, die 70 broers van Gideon, maar as een seun met die naam van Jotam, hy het weggekruip, so hy ontkom. En dit is iets van 'n skokkende begin. Nee, so Abimelek se pad van mag loop oor die bloed van sy broers. Hy word nie deur God geroep nie, hy gryp. Hy dien nie, hy vernietig.
Hy beskerm nie sy broers nie, hy vermoor hulle. En tog maak die mense van Sichem hom dan koning by 'n groot boom in Sichem. En hier kom Jotam in die verhaal in. Nee, Jotam is Gideon se jongste seun, die enigste ene wat nou aan hierdie slagting ontsnap het. En sy naam beteken, die Here is opreg. Hy staan op die berg Gerisim en hy roep 'n fabel uit oor die bome wat 'n koning wou gehad het. Dit is 'n mooi voorbeeld van 'n gedeelte in die Bybel wat 'n fabel waarvan ons lees. En dit is een van die kragtigste gedeeltes in die boek Rigters. Hy vertel van die bome wat 'n koning wil hê, en dan gaan hulle eers na die olyfboom toe en hulle vra vir hom, heers oor ons. Maar die olyfboom sê, nee, ek gee olie en vettigheid en dit word deur God en mense geëer. Hoekom sal ek nou oor die ander bome wil sweef, letterlik? En dan gaan hy na die vyeboom toe en die vyeboom sê, maar ek gee soet vrugte, ek gee goeie vrugte. Hoekom sal ek oor die ander bome wil sweef? En dan gaan hulle na die wingerdstok toe, maar die wingerdstok sê, hoe sal ek nou my vrug moet opgee, die vrug wat mense vrolik maak en oor die ander bome gaan sweef? En dan uiteindelik gaan hulle na die doringbos toe en sê, kom heers jy oor ons. En die doringbos sê dan, as julle my as koning wil salf, dan gaan julle my skaduwee sit, maar indien nie, gaan daar vuur uit die doringbos uitgaan en die seders van die Libanon verteer. So die fabel is eintlik skerp en vol ironie. Die vrugbare bome, nee, die olyfboom, die vyeboom, die wingerdstok, hulle is besig om goeie vrug te dra. Hulle gee lewe en olie en soetigheid en vreugde. Hulle weier om hulle vrugbare roeping prys te gee om oor die bome te sweef. Maar die doringbos, wat eintlik min skaduwee gee, wat maklik brand, is bereid om koning te wees. En Jotam se punt is dan eintlik duidelik. Nee, Abimelek is die doringbos. Hy is nie 'n vrugbare leier nie. Hy is nie 'n man wat lewe bring nie. Hy is 'n gevaarlike leier, 'n leier wat gaan vuur bring. En die mense van Sichem het onder sy bietjie skaduwee gaan skuil, maar 'n doringbos se skaduwee help nie, dit bied eintlik geen beskerming nie. En Jotam waarsku hulle, as hulle eerlik en regverdig opgetree het teenoor Gideon se huis, mag hulle vreugde hê in Abimelek. Maar as hulle nie het nie, dan gaan daar vuur uit Abimelek uitgaan en die mense van Sichem verteer, en vuur uit Sichem sal Abimelek verteer. Met ander woorde, hierdie bondsgenootskap van ambisie en selfsug gaan op die einde van die dag om vernietig. En dis presies wat gebeur. Abimelek regeer 3 jaar. En dan stuur die Here bose gees tussen Abimelek en die burgers van Sichem, en die verhouding breek af. Die mense wat hom op die troon gesit het, draai teen hom. Hulle lê hinderlaat teen hom. En dan kom Gaal, die seun van Ebed in Sichem aan, en hy begin Abimelek se geslag uitdaag, en hy vra, wie is Abimelek dat ons hom sou dien? En dit is byna ironies, nie? Die mense wat gesê het, hy is ons broer, hulle begin nou vra, maar wie is hy? En dis hoe leierskap werk, wat gebou is op eie belang. Wanneer die voordele opdroog, dan droog die lojaliteit daarmee saam ook op. En Abimelek reageer dan soos 'n doringbos, met vuur en vernietiging. Hy trek teen Sichem op, hy verslaan die stad, hy breek dit af en hy saai sout daarop. En dan vlug 'n groep mense na die toring van die huis in El-Berit. Nee, nou, ons het net nou daarna verwys, El-Berit, God van die verbond, wat waarskynlik verwys na dieselfde afgodsdiens as Baal-Berit. En hulle probeer skuil in die plek van hulle afgod, maar dit kan hulle nie red nie. Nee, Abimelek kap die takke af en beveel sy man om dieselfde te doen, en hy steek die toring aan die brand. En so wat 1000 mans en vroue sterf daar. En Jotam se woorde word vervul. Daar is 'n vuur wat uit Abimelek gaan uitgaan en Sichem verteer. Maar die verhaal eindig nie daar nie. Abimelek trek verder na 'n plek met die naam van Tebes, en hy neem die stad ook in. Maar daar is 'n sterk toring binne in die stad waarin die mense invlug. En Abimelek probeer dieselfde taktiek. Dit het mos gewerk by Sichem. So hy kom naby die deur van die toring om dit dan ook in die brand te steek. Maar dan gooi 'n vrou 'n meelsteen op sy kop en dit verbrysel hom en hy sterf. Nee, hy het nie dadelik gesterf nie, want hy is eintlik besig om te dink aan sy reputasie. Hy roep sy wapendraer en sê vir hom, trek jou swaard en maak my dood. Dat mense nie sal sê, maar 'n vrou het my dood gemaak nie. En dan is dit wat sy wapendraer ook doen. En daar sterf hy. Maar sy poging om sy eer te red, misluk. Nee, die Bybel onthou, is eintlik maar 'n vrou wat die beslissende slag toegedien het. En dan sluit die hoofstuk af met 'n belangrike verklaring.
En so het God die boosheid van Abimelek vergeld, wat hy aan sy vader gedoen het, deur sy 70 broers dood te maak. En al die boosheid van die manne van Sichem, het God op hulle hoof laat afkom, en die vloek van Jotam, die seun van Jerubbaal, het oor hulle gekom. En dis so 'n bietjie die teologiese hart van die verhaal. Net dit lyk asof boosheid vir 'n tyd lank wen. Dit mag lyk asof ambisie en geweld en manipulasie die oorhand kry. Maar God sien, en God oordeel, en God laat nie onreg net onverwyld toe nie. Maar goed, dit is nou Rigters. Wat beteken dit vir my en vir jou vandag? Nou eerstens, wys dit vir ons hoe gevaarlik die menslike soeke na 'n redder kan wees, wanneer God nie sentraal staan nie. Die mense van Sichem wou 'n leier hê. Hulle wou iemand hê wat hulle belange sal beskerm. Hulle kies een van ons, maar hulle kry 'n doringbos. Hulle kry nie skaduwee nie, maar vuur. En dis gevaarlik vir ons vandag ook, nie? Ons gryp maklik na mense wat beloof hulle sal ons vorentoe vat. Of dit nou 'n politieke of 'n geestelike of 'n sakeleier is of wie ook al, maar mense, die populêre stemme, ons dink hierdie ene gaan ons red, hierdie ene verstaan ons, hierdie ene is aan ons kant. Maar elke menslike leier, selfs die bestes, bly menslik. En wanneer 'n leier sonder nederigheid en geregtigheid en die vrees van die Here regeer, word leierskap eintlik iets gevaarliks. Tweedens waarsku Abimelek ons teen mag sonder roeping en karakter. Abimelek wil die kroon hê, maar hy het nie 'n herdershart nie. Hy wil heers, maar nie dien nie. Hy wil verhoog word, maar hy bring vernietiging. Dit is die teenoorgestelde van goddelike leierskap, nie waar nie, want God se leierskap bring lewe en beskerming en reg. Abimelek bring vrees, geweld en dood. En derdens wys die fabel van Jotam dat ware vrugbaarheid dikwels belangriker is as sigbare status. Die olyfboom, die vyeboom, die wingerdstok, hulle gee almal vrug. Hulle hoef nie oor ander te sweef, om dieselfde beeld te gebruik as die Bybel, om betekenisvol te wees nie. Nee, so daar's 'n roeping daarin om getrou vrug te dra. Nie almal hoef koning te wees nie. Nie almal hoef voor te staan nie. Die vraag is net, dra ek die vrug waartoe die Here my geroep het? Maar uiteindelik is dit nie net 'n morele verhaal nie. Net dit leer vir ons ook verder, dit roep op na 'n beter koning. En Rigters sê eintlik die hele tyd, ons as mense het leiers nodig, ja, ons het rigting nodig, maar as elkeen doen wat reg is in sy eie oë, dan is daar chaos. En Abimelek wys dat dis nie sommer net enige koning wat gaan werk nie. 'n Slegte koning is eintlik erger as geen koning. 'n Doringbos koning vernietig die mense wat onder hom kom skuil. En daarom het ons nie net 'n sterk leier nodig of 'n ander leier nodig nie. Ons het 'n regverdige koning nodig. Ons het die koning van geregtigheid nodig. Ons het 'n prins van vrede nodig. En dit is Christus alleen. Jesus is eintlik alles wat Abimelek nie is nie. Abimelek gryp na mag. Jesus lê sy heerlikheid neer, Filippense 2. Abimelek vermoor sy broers om koning te word. Jesus kom sterf vir sy broers om hulle kinders van God te maak. Abimelek soek sy eie eer op sy sterfbed. Jesus verneder homself tot aan die kruis. Abimelek bring vuur van oordeel oor sy mense. Jesus dra die oordeel namens sy mense. Abimelek se skaduwee is leeg en gevaarlik. By Christus is daar ware rus. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Nie 'n doringbos wat dreig nie, maar 'n goeie herder wat sy lewe aflê vir sy skape. Jesus is die volmaakte perfekte leier, en tog ook dieselfde, wanneer Jesus terugkom, is hy die regverdige. Die verhaal van Abimelek herinner ons dat God nie boosheid net ignoreer nie. En aan die kruis sien ons dit die duidelikste. God vee nie die sonde onder die mat nie, hy oordeel die sonde, maar bewonder vir almal wat in Christus is, vat Jesus daai oordeel in ons plek. En daarom is Jesus die enigste koning by wie geregtigheid en vrede mekaar ontmoet. Hy is die koning van geregtigheid, want hy regeer reg. Hy is die prins van vrede, want hy versoen ons met God. Hy bring nie net tydelike stabiliteit nie. Hy bring ewige rus. So die verhaal van Abimelek vra dus ook vir ons. Onder wie se skaduwee skuil ons? Onder 'n doringbos van menslike mag, beloftes en selfbelang,
of onder die genadige heerskappy van Jesus Christus. Nou goed, ons moet glad nie hoor dat menslike leiers nou sommer net allemaal verkeerd is nie. Nee, die Here gee ook goeie leiers in genade. Maar geen menslike leier kan die las dra wat net Christus kan dra nie. En geen aardse koning kan die sonde wegneem nie. En geen politieke mag en persoonlikheid op beweging kan ons vrede met God gee nie. En dis eintlik die koning waarna ons smag. Die vraag is nie of ons 'n koning sal hê nie. Die vraag is watter koning ons sal volg. Ja, Abimelek wys vir ons die tragedie van 'n koning sonder geregtigheid. En Jotam se fabel waarsku ons teen 'n doringbos wat eintlik skaduwee beloof maar vuur bring. Maar die evangelie wys vir ons die ware koning. Jesus Christus is die een wat gekom het nie om gedien te word nie, maar om te dien en vir ons sy lewe te gee. En daarom buig ons nie uiteindelik voor Abimelek nie. Nee, ons hoop lê nie in mense wat mag gryp nie. Ons hoop lê in die opgestane en gekruisigde koning. Hy alleen is die koning van geregtigheid. Hy alleen is die prins van vrede. Hy alleen is waardig om oor ons te regeer. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons ten spyte van aardse leiers wat so dikwels net na hulle eie belange kyk, kan weet dat daar is 'n koning wat leef en regeer tot in ewigheid. En dat daardie koning ons Here, ons herder, ons Vader is. En mag ons baie keer ook maar verby menslike swakhede kyk en hom sien wat die koning van konings is, die heerser van heersers, hy wat sit aan u regterhand, hy wat weerkom en ons as sy kinders in u koninkryk gaan plaas om saam met hom te regeer tot in alle ewigheid. Amen. Baie dankie dat jy saam gekuier het. Ek hoop jy het 'n pragtige, mooi aand en 'n week verder. En dan kuier ons na die vakansie weer verder. Groetnis.